in die lewe kan wees om hierdie lede dan, glory to God, te sien en wat die Here in hulle lewe verder sal doen. Glory to God. Ek wil vanoggend by die kerk kortliks praat rondom 'n onderwerp: ken die ware God. Ken die ware God. Thank you, Jesus. Halleluja. In die lig van hierdie kandidate wat vanoggend deur die doop gegaan het, glo ek dit is die gepaste woord vir hierdie geleentheid dat hierdie kandidate die ware God moet ken. Glory to God. Die waar is ons lewe in 'n tyd van dat mense nie altyd seker is wat is of wie is die ware God nie. Daar's verleidende geeste en magte en dinge wat in hierdie dispensasie homself bevind. En selfs die kerk lê daaronder, want mense soek 'n God wat vir hulle toelaat om enige iets te doen. Mense vandag wil nie aangepraat wees nie. Mense in vandag se lewe kan 'n mens nie meer vermaan nie. Want mense besef nie wie die ware God is nie. Mense wil ook nie hê ons moet hulle leer aangaande die ware God nie. Ja, die ware is. En dis moeilik, prys die Here, om in vandag in leierskap te staan. Want mense gaan agter enige iemand aan. Hardloop agter enige mens aan wat lawaai maak. En ons kan nie onderskei wat van die Here af is en wat nie van die Here af is nie. Wanneer iemand van die Here af is, moet jy een ding na kyk. Jy moet kyk of daar 'n vrug is. Jy moet 'n vrug sien. Prys die naam van die Here. Dis nie my preek waaroor ek wil praat nie, maar ek wys die nuwe kandidaate net. Moenie agter enige een hardloop wat sê hy's van die Here nie. Onderskei. Ons moet die ware God ken. Kom ons lees net uit 1 Johannes hoofstuk 1 of 1 Johannes hoofstuk 5, verskoon my, versie 18, ek lees tot en met versie 21. Die opskrif sê ons ken die ware God. 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 As ons die ware God ken vandag, dan sal ons nie verstryk word in hierdie lewe nie. Die lewe is dierbaar, is moeilik. The center must hold you. You must remain steadfast. You must remain a child of God for many years to come. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, hoor net, kandidate, nie meer sondig nie, maar die seun van God bewaar hom. Iemand wat uit die wedergebore van God uitkom, sondig nie meer nie. Amen. Maar die seun van God bewaar so 'n man en so 'n vrou. Glory to God. En die duiwel kry geen hou vas
op hom en op haar nie. Die duiwel kry geen hou vas op hom of op haar nie. Hou vas is gebreek. Iemand wat deur die wedergeboorte gekom het. Versie 19, ons weet dat ons aan God behoort. Hoor wat sê die skrif. Ons weet dat ons aan God behoort. En dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. Daarom sê die skrif, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Want hierdie verlore gaande wêreld is in die mag van die vyand. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Maar vandag het hierdie mense bevryding gekry. Ek sê vandag het hierdie mense bevryding gekry. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe behoort aan hom. Liewe kinders, broeders en susters, bly dus weg van die afgode af. Bly weg. Wat is 'n afgod? 'n Afgod is iets wat jou weerhou van die ware God af. In vandag se lewe, wat kan 'n afgod wees? 'n Selfoon kan 'n afgod wees. Selfone breek huwelike op. Amen, dis 'n afgod. Dis die waarheid dierbares, as jy dit weet nie, dis die waarheid. Nou die skrif praat met ons, en ek wil stadig praat, dat ons verstaan wie die ware God is. Nou God, in die Ou Testament kon hom nie aan die mens ontbloot nie. Daarom moes hy in 'n stadium manne en vroue roep. En onder andere, prys die Here, moes hy vir Moses wegvat uit die skare uit. En toe hy hom uit die skare uit wegvat, toe wou hy net hê, hy moes 'n bietjie van sy heerlikheid gesien het. Want hy is die ware God. Maar hy kom af deur sy Seun. Ek sê hy kom af deur Jesus as sy Seun. Sodat ons as die Gentiles, ons as die willelote, ons wat nie gereken was nie, ons wat gesondig het, ons wat lewe in sonde, kan 'n deel kry van hom wie die ware God is. Die deel wat ons kry van hom, het ons nie gekry oppervlakkig nie. Maar hy moes sy Seun, wat uit hom gebore het, wat Gees is, moes hy stuur na die wêreld toe, om hier tussen ons in te lewe, sodat ek en u kan deel het aan hierdie ware God, verskoon my. Of anders sou dit onmoontlik wees vir ons om hierdie waarheid en hierdie grootheid van die ware God te ervaar. En anders sou dit onmoontlik wees vir ons om deel te maak, wanneer die skrif sê,
Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie. Hoe gebeur dit? Dit gebeur so dat Jesus se koms u en my genade gee. Nie net genade nie, maar hy gee ons die plek en die posisie om uit God gebore te word. Wie nie uit my, van my liggaam en my bloed drink nie, is nie deel van my nie. Aha, yes, daarom is die kruis daar, van wie nie van my bloed en uit my lichaam eet of drink nie, is my nie waardig nie, of is die deel van my nie, verskoon my. Nou deur Jesus se hier wees, kan die sonde nie meer 'n houvas oor ons het nie. Want Jesus is die opening vir elke een van ons wat vanmôre deur God gebore is. Dit gee en dit skep ons daai geleentheid, geliefdes, om vanmôre, glory to God, die houvas van sonde, of die houvas van die duiwel, oor ons en op ons te verbreek. Ons sondig nie meer nie, die bares, maar ons lewe 'n oorwinnaarslewe in Christus Jesus. As ons sondig, kla ons gewete ons aan en ons maak reg met God. Aha. As ons fouteer, word ons bewus dat ek het nou verkeerd gedoen en ek wag nie vir 'n kerkraad om my te kom sê dat ek het verkeerd gehandel nie. Ek besef dit in my hart dat ek verkeerd gehandel het. Daarom iemand wat wedergebore is, se optrede is baie belangrik. Jou gewete moet jou aankla. Vandag het jy 'n gewete gekry. Vandag, prys die Here, moet jou gewete met jou kan praat. Daar moet 'n stem wees wat sê, ek moet loop regmaak. Ek wag nie vir die kerk nie, ek gebruik my tyd om te gaan regmaak. Maar die skrif sê, daar is andere onder julle, wie self tot in hulle gewete gebrandmerk was of is, halleluja, vir die hel. Want as die gees en jou gewete jou nie meer aankla nie, dan is jy gebrandmerk vir die hel. Daarom kry 'n mens gelowiges wat Here, Here sê, maar hulle werke is ver van die Here af. Amen. Amen. Daar is nie meer 'n skuldige gevoel nie. Daar is nie meer 'n gewete nie. Ons doen nou net 'n ding omdat ek so voel. Pas op vir ek. Pas op om jouself so lief te hê dat jy nie die werk van die Here onsien nie. Ons sien die werk van die Here. Jou doen en late het 'n impak op die werk van die Here. Hier lê bloed, sweet in. Hier lê trane. Hier lê verdriet. Dit is nie maklik om hier te staan nie. Kyk na u Godheid. Praat met ons almal teenwoordig. Kom ons kyk na ons Godheid. Ons weet na vandag dat ons almal aan die Here behoort. Ons weet dit. En dat die hele sondige wêreld
in die mag van die duiwel is. Dierbares, hoe lewe 'n mens 'n oorwinnaarslewe in hierdie situasie waarin ons is? Deur jou te behou met jou oog en jou hele wese op die ware God, Jesus Christus. Soek die Here, man. Moenie 'n profeet soek nie. Moenie 'n pastoor soek nie. Soek die Here, man. Soek die Here, man. Soek die Here. Soek die Here. Ek as mens, ek sal jou teleurstel. Maar die ware God, ek sê die ware God, sal jou nie teleurstel. In die laaste dae, sê die skrif, sal die duiwel die genaamstes onder ons tot 'n val bring, Suster Lydia. Dis die eindtyd boodskap. Die Here moet my help dat ek hierdie eindtyd boodskap aan hierdie kerk moet gee. Die laaste dae sal die Here die geringstes en die gefeinstes onder ons, sal die duiwel, glory to God, tot 'n val bring. Die hooggeplaastes, die belangrikes. Amen. Pas op om belangrik te wees, is dangerous. Pas op, pas op. Die belangrikste, soek die ware God. Soek die ware God. Soek die ware God. Amen. Soek die ware God. Soek die ware God. Die belangrikste. Ek conclude die bares, my tyd is teen my. En ons weet dat die Seun van God gekom het. Hoor jy? Ons weet dat hy gekom het. En ons verstand gegee het, om die ware God te ken. Ons het by hierdie kerk leer ons mense oor 'n tydperk van 4 maande om te kom by hierdie stap. Ons vat nie net vir jou en ons doop jou nie. Ons wil hê deur middel van die woord en die bediening en die lering van die woord dat jy verstand moet kry. Wat moet 'n mens doen met die verstand? Met die verstand moet jy agterkom wie die ware God is. As jy die Here ken, as jy weet wie die ware God is, sal niks jou onderkry. Daarom sê die skrif, word ons omver gegooi en ons is in 'n gebrek van kennis, omdat ons die kennis van God nie ken nie. Daarom is ons blind, ons word maklik, halleluja, verlei deur die geeste wat die loop. Omdat ons nie verstand het aangaande Christus. Wie is Christus? Christus se kenmerke is, of sy eienskappe is liefde. Daarom het God sy enigste seun gestuur na hierdie verlore gaande wêreld, sodat ons nie verlore mag gaan nie. So God se DNA is liefde. God sal nooit 'n volk, halleluja, vernietig nie. God sal altyd genadig wees aan sy volk aan wie hy 'n verbond mee gesluit het. Daai volk in Genesis, Sodom en Gomora, halleluja, God was so genadig, nadat die volk sonde gedoen het God nog steeds genade betoon aan die volk. As 'n liefdevolle God. Vandag hoor ons snaakse goed in die kerk. Mense het niks iets goed te sê teenoor mekaar nie. Dis nie Godheid die bares. Godheid is om iemand by te staan. As iemand verkeerd is, om reg te help in privaatheid. As hy dan nie wil hoor jy om hom nie openbaar te bring, is ook nodig, amen. Want as hy nie hoor nie, dan veronagsaam hy die gesag van die Here.
voor wie God hier gestel het. God kan nie self hier kom om hier vir u leiding te gee nie, hy het my hier aangestel. Die eerste persoon toe jy by die deur inkom is vir my wat jy gesien het. Met hierdie bondkop, bleskop, is hierdie bleskop wat jy gesien het. Daar's foute as jy op my kyk, groot oor, groot neus, maar as vir die groot neus wat jy gesien het. God het guns vir my gegee, voor u te staan. As ek het doen, as ek nederig voor u, want God kan my net so wegvee, want ek is stoflik. Elke keer moet ek by hom bely, elke keer moet ek voor hom boet, aangaande u siel en u lewe. As ek vandag met u praat, dan praat ek nie soos al die ander kere nie. Ek wil hê u moet verstand kry, aangaande die ware God. U moet grond onder u voete kry, u moet 'n fondasie hê in hierdie lewe. Vastigheid hê, dankie suster, sodat u nie maklik ver gegooi word. In conclusion, hoor jy, dis die waarheid wat u moet onthou. En ons is in die ware God, jy's in die ware God, né? Met die wedergebore word jy opgetrek, en deur die eting van die nagmaal word jy in hom opgeneem. Yes, vandag word jy in hom opgeneem. So jy's in hierdie ware God, deur Jesus, deur die kruis, en prys die Here dat deur sy opstanding word ons ingetrek. En sy seun, daar sê die skrif dit self, Jesus Christus, hy is die ware God en die ewige lewe. Moenie wegstap van jou ewige lewe nie. Moenie wegstap van die ewige lewe. Moenie jouself losmaak van die ewige lewe nie. Bly in die ewige lewe. Bly man, bly, al sê die mense wat, al doen hulle wat, jy bly in die Here. Bly in die Here. Moenie afvallig raak as jy jou weg verloor nie. Moenie afvallig raak as die man wil loop by, of die vrou wil loop, bly jy by die Here, want die lewe is hier. Ek sê die lewe is by die Here. Lewe is by die Here. Lewe is by die Here. Solank as wat u lewe, pas op vir die afgode. Afgode. Die afgode is hierdie klein goedjies. Ek wil nie hê jy moet loop sê op Facebook, pastoor Hilton het gesê die selfoon is 'n duiwel. Ja, ek het ook 'n selfoon. Ek sê nie so nie, jy moet mooi hoor. 'n TV kan ook 'n afgod is. Is enige iets wat ons hoër ag en belangriker ag as God. Dit is 'n afgod. Die volk het die goue beeld gaan bid. Hier onder die rand, toe Moses hoor hoe gaan hulle aan, toe gaan hulle aan en hulle sing, toe hy dit sien, toe sien hy die afgod is ook hier by die hut van God, by die berg van die Here. Daar sal baie gerase wees. En soos wat dit nou is, soos wat ek al reeds genoem het, maar julle moet julle gedagte en julle verstand en julle oog moet julle op die ware God hou. Die ware is ons lewe in 'n moeilike tyd. Kom, die Here stuur die kerk vandag uit, dat ons Christus as die ware God moet sien. Vat u en die huisgesin en gaan sit terug en gaan bepeins hierdie woord en vind jou weg na die ware God toe. Dan sal u 'n lewe van oorwinning ervaar, u sal 'n lewe van liefde, u sal 'n lewe van voorspoed hê. Die mooi ding van alles is, die Here sal u beskerm. U hoef nie bang te wees nie. U hoef nie bekommerd te wees nie.
Die Here sal u beskerm. Vandag het God jou uitverkies. Jy's kosbaar in sy teenwoordigheid. Deur sy seun het hy jou en my opgetrek in hom. Om deel van sy plan te wees, is Broekhoubie. Vandag, Broekhoubie, is jy deel van God se plan. As u vandag die hande uitsteek na die liggaam en na die beker toe, weet u die ewige lewe ontvang. Moet nooit terug verlang na die ou potte van Egipte nie. Gee die Here prys. Oh Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kom ons buig net so ons hoofde. Vader, dankie vir die woord. Ons het nie vandag geskree nie, gehardloop nie, want u wil hê ons moet met die kerk praat, om hulle oog, hulle prioriteite. U wil hê ons moet weer terugkyk, wie die ware God is. Dis die ware God wat ons kans gegee het, toe almal ons afgeskryf. Vandag sit hier iemand en die persoon het dalk miskien die kerk teleurgestel, het dalk miskien families teleurgestel. Ek wil so 'n persoon vanoggend uitnooi. Daar's kans, daar's genade by hierdie ware God. Daar's ruimte vir iemand wat vanoggend homself verwyd vir baie dinge wat verkeerd geloop het. Ek staan hier vandag, ek ag my nie belangriker as enige een vir wie ek hierdie boodskap preek nie, maar hierdie boodskap het tot my gekom. Ek moes leer wie die ware God is. Ek moes my hier wees en my DNA moes ek op niets besef. Here, dankie dat ek nie hoef bekommerd te wees nie. Solank as wat ek in u bly. Solank as wat ek bely dat u my God is, hoef ek nie te vrees nie. Dankie dat ek aan u behoort. So ook elke een wat na hierdie woord luister. U behoort, meneer, u behoort aan die Here. Mevrou, u behoort aan die Here. U is nie uitgesluit. Die enigste verskil is, u moet by die Here uitkom. U moet u self oorgee aan hom, sodat u volle reg kan hê. Die kandidaate hier voor ons het 'n volle reg vanoggend. Hulle het hulle oorgegee aan die Here. Hulle lewe oorwinnaarslewe. Die sonde gaan hulle nie meer terughou nie. Hulle sal God dien soos nooit tevore. Sien hierdie woord in besonders. Lê dit en maak dit duidelik op ons harte, sodat ons hierdie woord sal verder vat en hierdie woord ons sal verder lei. Die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil vanoggend net kortliks vir iemand vra, as daar iemand is wat vanoggend hierdie ware God wil aanneem. Ek weet dat dit dalk nie geklink soos altyd nie, maar wil jy nie onder hierdie leringswoord vanoggend 'n besluit maak met Jesus nie? Om hierdie ware God in jou lewe toe te laat. Vandag onder die koelte van hierdie woord is dit my en u geleentheid. Gryp dit nou aan. Dit kan dalk u laaste wees. Moenie uitstel nie. Maak reg met Jesus. Terwyl ons hierdie lied net so 2 keer sing, dan kom u vinnig na vore. Dan lei ek u na die Here toe. Ek gaan net bid vir mense wat na die Here toe wil kom. As jy ook wil huis toe kom, jy wil terugkom, jy teruggeval,
en jy wil nou regmaak met die Here, dan het u ook 'n geleentheid om te sê, pastor, ek kom huis toe, wil jy die tweede kans aangryp. Dan kom u vinnig, terwyl die worship team vir ons 'n lied sing, net so 2 lyne, glory to God. Daar gaan ons vanoggend. Die uitnodiging gaan deur 1, 2. Die uitnodiging is hier. Wie sal die eerste een wees? Thank you, Jesus. Father, we bless your name. Thank you, Jesus. Ek bid saam met u. Elke oog is gesluit. Is daar iemand vanoggend? You made a way. Sing het net so 2 maal. Oh, you made a way. Hier kom my suster, wie sal die tweede persoon wees? Luister net saam met haar, luister net haar versoek. Luister iemand net na haar versoek, kom sy sê, You made a way. Now we're standing here. Sy kom, yes. My suster, kom na die Here toe. Is daar nog iemand vir die laaste maal? Gee die Here prys. Sy sê, ek wil hê jy moet saam met my bid, sê Vader, ek kom vanoggend met my hele lewe na u toe. Ek het voor u gesondig, maar ek kom na u toe. Was my met u bloed, reinig my met u bloed. Vergewe my, Here. Was my met u kosbare bloed. Ek neem u vanoggend aan as my persoonlike saligmaker, as my Here en Meester, op wie ek vertrou. Ek gee my heeltemal oor. Ek gee my oor. Kom reinig my, neem my aan, onder die kosbare bloed van die lam. Ek kom vanmôre terug. Ek lê die ou lewe af. Ek het teruggeval, maar ek kom huis toe. Hierdie wêreld het niks vir my nie. Ek kom na die Here toe vanoggend. Ek gee my op niets oor, kom was my nog 'n keer met die kosbare bloed van die lam. In die naam van Jesus. Ek gee my oor, Here. Hierdie lewe het niks vir my nie. Ek kom en ek sê, Here, hier is ek. Kom neem my nou aan. As die enigste, as die kind, as die dogter, die een aan wie jy baie het. Kom en word nou verheerlik. Ons dankie nou, Vader, in Jesus se naam. Gee die Here prys vir hierdie 3 siele. Hulle het teruggekom na die Here toe. Amen. Thank you, Jesus. Liefdes, ons vra die leiers om hulle stelling, Pastor Os gaan agter die tafel staan, prys die Here, saam met ons ouderlinge. Thank you, Jesus. Terwyl ons leiers na vore sal kom om ons te help met die bediening van die tafel. Glory to God. Terwyl ons 'n lied kry, net so 'n sagte lied in die agtergrond, terwyl die leiers hulle hande was. Red my, o liefde, red my. Alles wanhoop was, red liefde my. Ja, liefde.
geliefdes, ons gaan nou oorgaan na die tafel toe. Die 23ste vers